Nou vriende, is 'n voorreg om weer vanmôre saam met u te kan wees en vanmôre gaan ons die baie interessante gelykenis daar in Matteus 22 met mekaar hanteer en terwyl ons blaai na Matteus 22 toe, as u 'n tydjie het en u die woord by u en u kan saam met my blaai, is u baie welkom. Terwyl u daai in blaai, wil ek vir u sê dat vanmôre se boodskap is belangrik, juis omdat hierdie boodskap vir ons die vraag gaan stel. En ons gaan voor die vraag te staan kom of dit wel is met my siel en of ek werklik op die rots Christus bou. Waaroor ons gaan vanmôre praat? Ons gaan vanmôre praat oor die man wat in die bruilofsaal ingekom het sonder 'n bruilofskleed aan. Baie interessante gelykenis en ek gaan probeer om dit vir u te verklaar en te verduidelik binne die konteks van die woord, maar wil ek u vanmôre uitnooi om saam met my te kyk wat hier gebeur. Die Bybel sê in Matteus 22 vers 11, en toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, dis nou hierdie koning wat die maaltyd gereël het, mense het na hierdie maaltyd gekom, hulle elkeen het 'n bruilofskleed ontvang, maar die Bybel sê vir ons, toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En die Bybel sê hierdie man kon hom nie antwoord gee nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom en weg en werp hom in die buiteste duisternis. Daar sal geween en wees en geknars van die tande, want baie is geroep, maar min is uitverkies. As ons hierdie gelykenis lees, dan klink dit amper of hierdie koning te radikaal opgetree het en hy het te vinnig en oorhaastig opgetree en sommer dadelik hierdie man gebind aan die hande en voete en hom uitgegooi, dat hy nie deel van sy maaltyd of sy bruilofsmaal kon gewees het nie. Maar vriende, as ons binne die konteks gaan kyk, dan sien ons dat die koning nie die skuldige was nie. Hierdie man wat die bruilofsmaal gereël het of hierdie ete gereël het, hy was nie die skuldige een gewees nie. Daar was sekere regulasies, daar was sekere voorwaardes, daar was sekere dinge wat in plek moes val voor jy deel kon wees van hierdie bruilofsmaal of dan hierdie maaltyd. En dit was gewees dat jy uitnodiging ontvang het, dat by hierdie uitnodiging jy 'n bruilofskleed ontvang het en dat jy saam met die bruilofsgaste dan deel kon wees van hierdie heerlike maaltyd wat vir jou voorberei is. Jy kon nie gekom het soos jy wou nie, jy kon nie die kledingstuk aangehaal het wat jy wou nie. Dit was volgens die koning se reëls en volgens die koning se regulasies hoe hierdie maaltyd dan ook geskied het. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hierdie man het geweet hy skuldig, want toe die koning hom konfronteer en vir hom sê, luister, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? Kon hy hom geen woord sê nie. Hy het onmiddellik geweet, ek is staan skuldig, want ek is soos 'n seer oog tussen almal wat 'n bruilofskleed aan het. En die Bybel sê dat hierdie koning het regverdig opgetree deur hierdie man uit te gooi en vir hom te sê, jy sal nie deel wees van my bruilofsmaaltyd nie. Die vraag is, wat beteken hierdie gelykenis vir my en vir jou vandag? Wat het dit beteken vir die hoorders in die tyd van die Here Jesus? En kom ons kom daarby uit. Vriende, in die tyd van die Here Jesus was dit ook maar net soos vandag. Baie mense probeer op hulle eie manier salig word. Mense probeer op hulle eie manier in die hemel inkom. Ek onthou die jare wat ek EE3 werk gedoen het, dan gaan klop ek aan huisdeure, dan vra ek vir mense, weet jy, is jy 'n kind van die Here en as jy vandag te sterwe kom, sal jy by die Here wees? En as hulle vir my sê, ja, hulle sal, dan vra ek vir hulle op grond, waarvan sê jy dit? En die meeste het antwoorde gegee soos, ek is gedoop of ek is gekatkeseer of ek is in hierdie kerk of ek is daarom nie so sleg nie, ek is godsdienstig en al hierdie antwoorde wat verkeerde antwoorde is as jy deel wil wees van die hemelse bruilofsmaal. In die tyd van die Here Jesus was die antwoorde gewees goed soos ek onderhou die wet of ek is besny of ek is 'n kind van Abraham. En die Here wil vir mense hier kom leer dat jy die koninkryk van God nie kan beerwe op jou manier, op jou voorwaarde, op jou meriete, op jou werke of enige iets wat ek of jy of enige een kan doen nie. Ons kan nie hemel toe gaan omdat my pa of my ma die Here gedien het nie. Ek kan nie hemel toe gaan omdat ek gekatkeseer is of voorgestel is in die gemeente nie. Ek kan nie hemel toe gaan omdat ek gedoop is of wat ook al nie. Of omdat ek die wet onderhou of omdat ek goed probeer leef nie. Daar is een manier hoe ek in die hemel kan kom en die Bybel sê vir ons, dit is deur die Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker in my lewe aan te neem en dan te lewe om hom te verheerlik. Nou kom ek begelei u vinnig deur die skrif. Daar in Galasiërs die 1ste hoofstuk lees ons hoe die apostel Paulus besig was om met hierdie gemeente te praat, juis oor die verkeerde verstaan van die evangelie en oor die verdraaiing van die evangelie soos ons dit vandag ook vind. Paulus sê daar, hy sê, ek verwonder my
dat julle so gou afvallig word van hom, wat julle deur die genade van Christus geroep het na ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Ons leef in 'n tyd waar predikante van kansels oor televisie, oor radio's, oor programme vir ons wyd en suid verkondig dat ons almal is maar geliefde kinders van die Here en God het almal so lief gehad en sy liefde strek oor almal se sonde en oor grense heen en oor al die ongeregtighede en op die einde van die dag sal ons almal in die hemel wees. Nou ons weet, ek en jy weet is nie so nie. En tog troos ons onsself met predikers se woorde deur te sê, maar hierdie dominee het my pa in die hemel begrawe en hierdie dominee het my ma in die hemel begrawe en hierdie dominee het tannie Sannie in die hemel begrawe en oom Koos in die hemel begrawe en almal gaan hemel toe en mense dink omdat predikers sekere goed sê, dis wat God sê. God sê vir ons moet die regte bruilofskleed aan hê. Daarom sê die Bybel, beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy sonde te doen nie. Jy sien, dis belangrik om te sien dat ons nodig het om ons te beklee met Christus. Hoe beklee ons met Christus? Deurdat ons weergebore sal word, dat ons sonde toestand sal besef, dat ons by die kruis van Golgotha sal breek met ons sonde en nou in 'n nuwe lewe saam met Christus sal wandel. Nou vriende, baie interessant is dat ons beleef 'n tyd in Suid-Afrika en wêreldwyd dat mense dink hulle saak met God is reg. Maar as ons kyk na hulle lewe, dan sien ons dat dit nie so is nie. Ons sien mense lewe soos hulle wil, mense gaan na plekke waarheen hulle wil, mense is besig met allerlei boosheid, en kom ons dink maar aan 'n paar goedjies, wat ons vandag in die kerk van die Here Jesus vind, wat lynreg teen die woord is, en tog dink hierdie mense dat hulle hemel toe sal gaan. Kom ons dink aan wat vandag aangaan in Suid-Afrika en wêreldwyd. Ons dink aan die homoseksuele beweging. Deesdae is daar nie net meer homoseksuele lidmate nie, manne word in die bediening georden as predikante saam met in aanhalingstekens sy man-vrou en hulle word nou die nuwe predikantspaar van 'n gemeente en ringspredikante in Suid-Afrika wens hulle geluk en mag God hulle bediening ryklik seën. Watter geweldige hartseer tyd beleef ons net nie. Die Bybel sê daar's 'n weg wat vir die mense reg lyk en die einde daarvan is weë van die dood. Ons vind manne vriende wat vandag op die kansel staan, hulle is verslaaf aan drank, hulle is verslaaf aan pornografie, hulle is verslaaf aan seksuele losbandigheid, manne wat aan die ouderlingsbank sit, ouens wat diakens is, daar's mense wat met bedrog besig is en met leuns besig is en 'n bose lewe leef. En tog dink hulle is op pad hemel toe. En dis wat hierdie gelykenis oorgaan. As ons nie die bruilofskleed het wat die koning vir ons gee nie, sal ons nie deel wees van hierdie bruilofsmaal nie. Hierdie bruilofskleed, niemand anders as die Here Jesus Christus nie. Hy is die redder, hy is die verlosser en luister. As hy ons redder word, dan kan ons nie aangaan in ons sonde nie. Hoor wat sê die apostel Paulus in Romeine die 6de hoofstuk. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? En hier het niks te doen met die waterdoop nie. Dit gaan oor die wedergeboorte. Vriende, as ons vanmôre enige ander kleed wil aantrek, behalwe die Here Jesus Christus, sal ons nie deel wees van God se bruilofsmaal nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, en ek sluit af met hierdie geweldige waarskuwing wat kom daaruit Galasiërs die eerste hoofstuk. Jy sal onthou, ons het vroeër daarna verwys waar Paulus gesê het, hy verwonder hom dat hulle so gou van die evangelie afvallig geword het. En nou sê in vers 8, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, watter bruilofskleed het jy aan? Is dit jou selfregverdigende, eie sinnige werke? Is dit miskien omdat jou pa of jou ma 'n predikant of 'n predikantsvrou was? Is dit omdat jy miskien in 'n kerk groot geword het, gedoop is, miskien in 'n taal gepraat het? Is dit miskien omdat jy een of ander geestelike ervaring gehad het?
'n profetiese woord van iemand en al die leuns wat vandag die rond te doen, dan wil ek vir jou sê, gaan die hemel mis. Die enigste manier hoe ek en jy in die hemel sal kom, is Jesus sê, ek is die goeie herder. Ek lê my lewe af vir die skape. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Beklee julle self met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om aan sy begeerlikhede te volbring nie. Hierdie man het ingekom in die bruilofsaal en hy het nie 'n bruilofskleed aangehad nie. En die Bybel sê, hy het aan sy hande en sy voete gebind en hy is in die buitenste duisternis gewerp. En hoor wat staan daar sal geween wees en gekners van tande. Daar gaan baie mense eendag in die hel wees, wat sal terugdink aan die welaangename tyd waar God hulle geroep het tot bekering, waar hy hulle geroep het om voor sy seun te buig en hulle sonde te erken en sy heerskappy in hulle lewens te aanvaar. En hulle wou nie, want hulle het gesê, ek sal op my eie manier salig word. Ek wil afsluit met die Halleluja lied 202 wat sê, byna bewoe, Christen te wees, byna bewoe, hoe pleit die gees, maar sê die siel dan weer, nee gees van God nie meer, op 'n geleë keer, dan roep ek u. Byna bewoe, kom vandag, byna bewoe, waarom gewag? Jesus wil jou behou, engele wag rondom jou, en vriende bid getrou, o sondaar kom. Moet geen ander evangelie glo, moet geen ander boodskap glo, moet geen ander persoon glo, wat vir jou sê, kan op jou eie manier salig word nie. Daar is een, en dit is Christus, en as hy deel word van jou lewe, dan maak hy jou nuut, vir tyd en vir ewigheid. Dan kan jy nie meer onder hierdie sonde bande gebuk gaan nie. Dan is dit Christus en Christus alleen. Dan is dit hy wat jou vry kom koop het, jou nuut kom maak het. En dan is jou lese my allerbeste vir sy allerhoogste. Dan lees ek sy woord, ek onderwerp my aan wat hy in sy woord vir my sê. Ek lewe volgens sy reëls, volgens sy waarheid en volgens sy woord. En dit is 'n bewys dat ek die bruilofskleed alreeds ontvang het en dat ek eendag in sy heerlikheid sal wees en die mooi so by hom sal kry. Mag een ek dink oor hierdie gelykenis en ek wil vir u sê, solank daar lewe is daar hoop. Wat ook al jou sonde, wat ook al jou ongeregtighede, waarmee jy ook al worstel vanmôre. Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, dat ek vir julle rus in julle siele kan gee. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.